Gert, julle kan die sla inbring. People, we're just going to give the riders and the horses time to put their things away, and the flags are coming through here, and they're going to put them up on display here, and so we just give the horses time to go and rest. We've been busy all morning. Dames, heren, jong mense, geëerde gaste, kan julle my hoor daar agter, is dit reg? Vandag staan ons nie net hier by 'n monument van klip en sement nie. Ons staan by 'n monument wat pyn, verlies, geloof en oorlewing verteenwoordig. Hier onthou ons vroue en kinders wat tydens die Tweede Anglo-Boereoorlog hulle lewens verloor het in die konsentrasiekampe in Suid-Afrika. Mense wat nie op 'n slagveld met wapens geval het nie, maar agter doringdraad tussen hongerte, siektes, valse hoop, hartseer gedood het. Baie van hulle het geen grafsteen gehad nie. Baie name het verlore geraak. Maar vandag sê ons, julle is nie vergete nie. Ons onthou die moeders wat hulle kinders vasgehou het, terwyl hulle laaste asems uitgeblaas het. Ons onthou die kinders wat nooit groot geword het nie. Ons onthou die families wat uitmekaar geskeur is deur oorlog. Maar tussen die lyding was daar ook iets wat nie gebreek kon word nie. Vrouens het geloof gehad, hulle het moed gehad en hulle het deursettingsvermoë gehad. Die geskiedenis van ons mense is nie net geskryf in oorwinnings nie. Dit is geskryf in trane, in gebede, in grafte. Party sonder name en sommige sonder grafstene. Ons geskiedenis is geskryf deur mense wat geweier het om hoop heeltemal te verloor. Vandag word hierdie monument onthul nie om haat aan te wakker nie, maar om die waarheid te onthou. Want 'n volk wat sy geskiedenis vergeet, verloor sy identiteit. En 'n volk sonder identiteit het geen rigting vir die toekoms nie. Mag hierdie monument vir elke mens en elke jong kind wat hier verbyloop uitroep. Mense het gelei. My mense. Ons mense. Mense wat alles opgeoffer het. En moet ons leer om geskiedenis met waardigheid te onthou en te respekteer. Ons hoef nie met alles in geskiedenis saam te stem nie. Maar ons moet geskiedenis respekteer. Want geskiedenis is nie net stories nie. Dit is mense se lewens, opofferings, pyn en nalatenskap. As ons ophou om geskiedenis te respekteer, begin ons om die opofferings van ons vorige geslagte goedkoop te maak. Vandag bring ons hulde aan elke siel wat geraak is deur hierdie donker tyd in ons geskiedenis. Mag ons nooit vergeet nie. Mag ons altyd onthou en mag God vrede bring oor elke naam, bekend en onbekend. Dankie.